Dames en here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is besig met hoofstuk 4 in Fourie en Burger en ons kyk hoe mens die buitelandse sektor kan byvoeg by ons model. Ons het bietjie gepraat oor die komponente van die betalingsbalans en die betalingsbalans aanpassingsproses en video nommer 3 gaan spesifiek oor wisselkoerse. So ons praat hier van 'n nominale wisselkoers as die prys van een geldeenheid uitgedruk in terme van 'n ander geldeenheid. So ons kan sê die prys van rand in terme van dollar is R15.60 per dollar of R19.30 per pond. En dis moontlik om 'n wisselkoers te bereken tussen enige twee geldeenhede in die wêreld, maar ons sien tipies in die nuus maar die wisselkoerse tussen die lande met wie ons meestal handel dryf, die dollar, die pond, so 'n bietjie die yen. As die waarde van die wisselkoers verander, kan ons sê dat die rand verswak of versterk. So byvoorbeeld as mense begin met 'n wisselkoers van 1 dollar is gelyk aan R15 en dit verander na 1 dollar is gelyk aan R16, dan het die waarde van die rand verswak. Jy moet nou meer rande gee om 'n dollar te kry. En dit is dan ook bekend as 'n depresiasie. As die waarde van die rand versterk, dan is dit verandering van die wisselkoers van, byvoorbeeld R15 vir 'n dollar na R12 vir 'n dollar. Jy gee nou minder rande om 'n dollar in die hande te kry. En mens kan sê die rand het geappresieer. So mens moet nooit sê die wisselkoers het toegeneem of afgeneem nie, want dit maak nie eintlik sin nie. Mens moet sê het in waarde versterk of verswak of het geappresieer of gedepresieer. Maar toeneem en afneem, dit maak nie sin nie. So hoe word 'n wisselkoers bepaal? Omdat ons sê dis die prys van 'n geldeenheid, gaan dit oor die vraag na en die aanbod van daardie geldeenheid. Die belangrike eerste ding om hier te besef is, op ons grafiek hierso het ons die vraag na rand, die aanbod van rand, en hierdie is die hoeveelheid rand op die horisontale as. Die gevolg daarvan is dat die prys is dan nou die prys van rand in terme van dollar. So R1 hier is 11 Amerikaanse sent. Maar mens kan dit maklik dan nou omskakel na die formaat wat mens meer gereedelik sien. So mens sal eenvoudig sê, daai R1 gedeel deur 0,11, dis dieselfde as daarom te sê, $1 is gelyk aan R9. So niks snaaks daar nie, maar let wel, op hierdie as het ons dan nou die dollarwaarde van rand, omdat ons die hoeveelheid rand op die horisontale as het. So gestel nou die vraag na rand neem toe, nou waar die prys dan aanvanklik 6 sent vir 'n rand was, styg dit na 8 sent vir 'n rand. Die vraagkromme na rand het hier na regs gestyg, en hierdie is dan nou 'n versterking van die rand. Jy moet nou meer Amerikaanse sente gee om 'n rand in die hande te kry, of dan nou andersom, jy hoef minder rande te gee om 'n dollar in die hande te kry. So dit is 'n appresiasie. Die teenoorgestelde is natuurlik 'n verswakking in die waarde van die rand. En dit kan wees as gevolg van 'n toename in die aanbod van rand. Daar skuif die aanbodkromme na regs en die prys van rand in terme van dollar val. Jy het altyd 6 dollar sent gegee om 'n rand in die hande te kry. Nou hoef jy net 5 te gee. Of met ander woorde, jy moet nou R18 gee om 1 dollar in die hande te kry. Die rand in hierdie geval het dan gedepresieer. So wat veroorsaak sulke veranderinge? Ons sê nou maar daar's 'n toename in die vraag na rand of 'n toename in die aanbod van rand. Dit gaan natuurlik oor die onderliggende vloei van goedere, van inkomste, ontvangste en betalings en van kapitaalvloeie. So byvoorbeeld, as Suid-Afrikaanse uitvoer sou toeneem, dan beteken dit dat buitelanders het nou rande nodig om te betaal vir daardie Suid-Afrikaanse goedere. So daar is 'n toename in die vraag na rand en die rand vermeerder in waarde, appresieer. Net so as Suid-Afrikaanse rentekoerse sou styg relatief tot buitelandse koerse, dan wil buitelanders hulle geld in Suid-Afrika kom belê, maar hulle het rande nodig om Suid-Afrikaanse aandele te koop of Suid-Afrikaanse skuldinstrumente te koop. So daar is 'n toename in die vraag na rand, dit appresieer die waarde van die rand. Wat beïnvloed natuurlik nou die aanbod van die geldeenheid? Dit kom van die Suid-Afrikaanse kant af. As Suid-Afrikaanse invoer toeneem, dan moet Suid-Afrikaners hulle rande wissel vir buitelandse valuta om te betaal vir hierdie invoer.
En dan is daar 'n toename in die aanbod van rand en dit verminder die waarde van die rand. Of as ons rentekoerse afneem relatief tot die buitelandse rentekoerse, dan gaan ons rande wissel vir buitelandse valuta om dan nou eintlik daardie geld uit die land uit te vat en eerder in buitelandse bates te gaan belê. Dit beteken daar's 'n toename in die aanbod van rand en die rand verminder in waarde. So as daar 'n betalingsbalans oorskot is, beteken dit daar's 'n netto invloei van buitelandse fondse in die land. Daardie invloei impliseer noodwendig 'n vraag na rand wat toeneem en die rand versterk. Die teenkant daarvan is 'n betalingsbalans tekort wat aandui dat daar 'n netto uitvloei van buitelandse fondse. Dit beteken daar is 'n toename in die aanbod van rand en die gevolg daarvan is dat die rand se waarde sal verminder. So daar's 'n interaksie tussen die betalingsbalansposisie en wat met die wisselkoers gebeur. So hierdie twee-rigtingskakel word nou mooi hier verduidelik. 'n Invloei van fondse, 'n betalingsbalans surplus, beteken daar's 'n oormaat vraag na rand. Dis nou goed, ons weet die rand versterk. Maar as gevolg daarvan gaan invoer toeneem, uitvoer gaan afneem, die lopende rekening word negatief geraak en hierdie oorskot op die betalingsbalans waarmee jy begin het, word kleiner en die betalingsbalans kom bietjie nader aan ewewig. Die teenoorgestelde is gestel daar is 'n uitvloei van fondse, daar is 'n oormaat aanbod van rand, die rand verloor van sy waarde, hy depresieer. Nou as gevolg daarvan gaan invoer nou begin toeneem, invoer gaan afneem, uitvoer gaan toeneem, die lopende rekening word positief geraak, die betalingsbalans tekort waarmee jy begin het word nou kleiner, verminder en dit stoot dan die betalingsbalans nader aan ewewig. So hierdie betalingsbalans aanpassingsproses is nou maar die kragte wat die betalingsbalans terugbring na ewewig toe as dit begin het met of 'n surplus of 'n tekort. En daar's twee kanale waardeur die aanpassing werk en ons gaan dit baie gebruik in die res van hierdie hoofstuk. So aanvanklik is daar 'n werking deur die geldvoorraad en dan is daar 'n werking deur die wisselkoers. Nou, as jy begin met 'n surplus, ons veronderstel jy begin met 'n betalingsbalans surplus, weet ons dit beteken daar is 'n invloei van valuta. Hierdie invloei van valuta laat die binnelandse geldvoorraad toeneem. Rentekoerse neem af, investering neem toe, besteding neem toe, inkomste neem toe. Maar omdat inkomste toeneem, neem invoer nou toe en die lopende rekening se posisie verswak dan eintlik. Hy word negatief geraak. So jy begin met 'n surplus, maar aan die einde van hierdie aanpassing, dan is die lopende rekening se posisie negatief geraak en die surplus is 'n bietjie kleiner. Net so, dieselfde surplus beteken ook dat daar 'n oormaat vraag na rand. Ons weet dit. Dit beteken dat die rand appresieer. Dit beteken dat invoer toeneem, uitvoer afneem en die lopende rekening word ook negatief geraak. So van al twee kante af, via die geldvoorraad wat dan nou werk deur rentekoerse, investering, inkomste, invoer, verminder die surplus, maar dit werk ook via die rand wat appresieer, wat lei tot groter invoer, kleiner uitvoer en die lopende rekening wat dan daai surplus op die BOP verminder. So al twee hierdie effekte is aan die werk en dit verminder daai aanvanklike surplus op die betalingsbalans totdat hy weer in ewewig is by 0. So hierdie video het 'n oorsig gegee oor die wisselkoers en die rol wat dit speel in die oop ekonomie. Ons het nou al die boublokke wat ons nodig het om ons ISLM model uit te brei na 'n ISLM BP model. Bly ingeskakel.